Donderdag was hemelvaart en Pinkstertyd is 10 dae en ons is bevoorreg om vandag en dan in die week wat kom van Woensdag aand tot Vrydag aand Pinkster te vier en ons gaan elke aand die Pinkstertyd deurmaak saam tot volgende Sondagoggend, Pinkster Sondag, die uitstorting met die Heilige Gees en 'n paar maande terug die Here met my begin praat oor hierdie gedeelte. Sê ek moet dit bring vir die volk in hierdie tyd. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na die smagting na die Heilige Gees, a desire for the Holy Spirit. Wie van julle het 'n smagting vir die Heilige Gees? Halleluja. Dat God se Gees moet werk in jou en deur jou. Kom ons hoor wat sê die woord. Handelinge 1 vers 4 sê vir ons, en toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Wat julle het hy gesê van my gehoor het. Die Engels sê, and being assembled together with them, commended them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which says ye have heard of me. Die woord wag in Grieks beteken iets moois, to stay around, to await, to expect. En dis wat ons in hierdie tyd gaan doen. Ons gaan sê, Here, ons wil wag op die Heilige Gees. Ek weet jare terug was dit genoem wagdienste, terry services het hulle gesê, en ons het gewag op die Here dat die Here moet iets doen. Ek het altyd hierdie jare van my kinderdae uitgekyk vir Pinkstertyd, want ek weet dit is 'n besonderse oomblik in ons lewens. 'n Unieke geleentheid dat God se Gees met ons kan werk en praat en so. En daarom wil ek sê, wag u ook. Is u ook wagte dat God se Gees moet beweeg in jou lewe en my lewe. En dit is waaroor dit gaan vandag. Lukas 24 vers 49 sê die woorde, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. And behold, I send my promise of the Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem till ye be endued with power from on high. Tarry beteken to sit down, to sit. Met ander woorde, wat sê die Here vir ons? Ons moet gemaklik word in die situasie, te sê, Here, ek berus my in dit wat die Vader se belofte is. Ek berus my, ek is tevrede om die plek te wees waar die Gees van God in my lewe kan wees. Baie mense is so angstig, as hulle in die kerk kom, is hulle angstig, baie keer is hulle rooi mure. Ek het daar een van my gemeentes, was van ons jong meisies so bly, hulle is nie so nie. Maar kort spring op een, omdat hulle badkamer toe. En dit is 'n stering. En ek sê eendag toe hulle weer so terugkom van die badkamer, sê, luister, het julle 'n probleem met julle blaas? So as hulle kon sê, dan bid ons kan ek. En stil sit nie daar. Maar baie mense so, hulle die kant en daai kant raak ongemaklik. Vanoggend moet jy sit in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Sê, Here, ek gee net oor, ek maak oop vir die Heilige Gees, Gees van God soos U wil in my lewe kom beweeg in my en deur my. Dan kom ek by iemand besonders. En die Here vat my na Handelinge 8 van Simon die towenaar, Simon the magician. En hierdie gebeurtenis het plaasgevind plus minus 3-4 jaar na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. En ons gaan 'n bietjie in hierdie week kyk wat het gebeur met Simon en die Heilige Gees in sy lewe. Kom ons lees. Handelinge 8 vers 9 tot 11. En 'n sekere man met die naam van Simon wat van tevore in die stad met towery omgegaan het en die bevolking van Samaria verbuister dit te sê dat hy iets besonders was. Hierdie man het baie van homself genoem. En almal klein en groot het hom aangehang en gesê hy is die groot krag van God. 'n towenaar. En hulle het hom aangehang omdat hy hulle geruime tyd in sy towerye verbuister het. Maar hier gebeur iets. Handelinge 8 vers 12 en 13, maar toe Filippus geglo het
wat maar hulle Filippus geglo het wat die evangelie aangaande die koninkryk van God in die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. En hier gebeur dit. En Simon het ook self gelowig geword. En nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly. En hy was verbaas toe hy die tekens en groot kragte sien gebeur. Hierdie selfde towenaar kom tot bekering. Ons sal sê dit is onmoontlik dat so 'n goddelose persoon wat dink hy se groot krag van God te mense aanbid, tot bekering kan kom. Ek wil sê alle dinge is moontlik. Ons het, ek gaan dit noem, my suster se seun was gesê om een of twee keer gesien by die begrafnis van my ouers, lang hare gehad, maar hy is 'n fantastiese gitaarspeler en hy het vir die wêreldse ouens gespeel, hierdie ouens, ek weet nie wat sal hulle daarmee almal. Maar hy was die een wat gitaar gespeel het vir hulle, backing gitaar sê. En hy was wêreldoor met hulle gewees om te speel en so aan. En ons het baie van hom gebid en baie die verlede met hom gedeel en so aan, met hom gepraat. Ek sê, Jonathan, you must get saved. Will change your life. Yes, Uncle Peter, I'll do it. So 2 maande terug kry ek 'n boodskap van my suster, daar in Nelspruit. Jonathan is being baptized. Hallelujah. Hy word in Pretoria een of ander manier het hy met 'n dief eisepaaier gekruis en die kom met magtig tot bekering en hy bel my en hy praat met my en hy praat en hy vra uit die woord van die Here, gereeld praat hy met my nou. Hy wil net weet. En ek sê dis fantasties. Hy's gedoop, ons kan ongelukkig nie sy doopdiens bywoon nie, maar ons is so dankbaar dat die Here sy hare is God gesny. Hy leef vir die Here. Hy's anders than mens. I said, Uncle Peter, I'm not doing the things I used to do. I thought I was a Christian. I thought I was right. But now I realize I've changed my life completely. En gister toe bel ek my suster, want my oom is gistermiddag oorlede, my ma se laaste jongste boetie is oorlede. En ek bel my suster, sê Lizanne, this is the situation. En ek sê ek so bly te hoor van Jonathan, wat so mooi aangaan en so. And so I said, but you know what, Boetie? We're also going to church in Nelspruit. My sussie had lang gesukkel by die kerk uitgekom, vir jare. Ons praat met dan, en haar man wil niks weet nie. En sy sê, but more than that, die oudste dogter en haar man en kinders gaan ook na saam kyk. 'n Pinksterkerk in Nelspruit. Sê Here, dankie dat dit so mag bly. Net soos hierdie Simon towenaar tot bekering gekom het. Is daar mense wat dalk vanoggend hier sit, jy voel, dalk ek gaan nou praat oor Simon se leefwyse. Towenaar en verkeerde dinge wat hy doen en so, maar hy glo die woord en hy word gedoop. Simon was nie 'n nominale Christen. Simon was not a nominal Christian. Nominal beteken of a role or state existing in name only. Hy was nie net 'n Christen in naam nie. En dis 'n probleem vandag. Die kerk is dit vol mense wat sê hulle is Christene. Maar hulle saak is nie reg met die Here nie. Hulle het nie die krag van die Heilige Gees wat ons beloof het en hulle gaan dag vir dag tevrede om net 'n Christen te wees, om in die naam van Christendom te gaan. Kind van God, hoor dit. Ons het iets baie meer. Ons het die krag van die Heilige Gees in ons lewens. En iemand dit nog nie ondervind het nie, moet die krag van die Heilige Gees in jou lewe kry. Jy moet smak daarna, jy moet roep daarna, sê Here, ek soek die Heilige Gees krag in my lewe. Ek kan nie sonder dit aangaan nie. Ek herinner my 1982 met die jeugaksiespan, waarvan ons die leiers was daai tyd. Ons gaan met die konferensietyd daar op julle pad. En ek en my vrou was gestryd met ander Amsterdamse pad, ons vir 'n lekker ete, daar die Saterdag aand, en dan kom ons terug, die jeugaksiespan is in beheer van die Singsongs na die tyd, die wat daar was, sal weet waarvan praat ek, en ek kom terug, was daar 11, en ek gaan die tent op ligte af te sien of alles reg is, en hier kom 'n man en vrou aangestap, klaar met al nagklere, en ons klaar die bed. En dan sê hierdie woorde, sê pastoor, ons soek doop met die Heilige Gees. Maar dit is nie heeltemal soos ek
wonderlike mense, maar jy kan sien, hulle smag dit. Sê die konferensies was vanaand die laaste aand, en ons het so gehoop, ons gaan gevul word met die Heilige Gees. Maar ons het bly. Hy sê, terwyl ons in die bed lê, sê God se Gees, gaan af tent toe. En moet jy weet, nou sê die man, hy's lang, my mond het by sy borskas gekom. Die vrou was kom. En ek sê, ek sal vir julle bid, maar ons ongemaklik, ons het nou lekker geëet. Sê, Here, moet my help met hierdie paartjie. Die vrou bid ek, sy val nie en sy word gevul met die Heilige Gees krag. Sê, dankie Here, en nou sê die lang ouer vermis. Here, help my, hierdie man moet gehelp word. Die volgende opstaan, die groot man die grond. En ek kom by hom knie, ek bid vir hom. En so is hy was klaar reg om te gaan slaap, hy het valstandig gehad, moes laat ons sê, tanden is uit en die begin ek hoor, begin sy lippe traal. Die volgende oomblik breek hy man in die taal. Want jy sien, daar was 'n smagting in sy binneste na die Heilige Gees. Amen. Ek vra u wat nog nie gevul is met die Heilige Gees, moenie 'n nominale Christen wees. Jy sê, ek is tevrede om net kerk toe te kom vir Sondag na huis te gaan. Soek die krag van die Heilige Gees. Ek haas my, ek kom vinnig, ek wil nie tyd opvat nie. Maar iets gebeur, hy wil die krag van die Heilige Gees hê, dieselfde Simon, die towenaar. He wanted the power of the Holy Ghost. Handelinge 8:18. En toe Simon sien dat die handeoplegging van die apostels, die Heilige Gees gegee word, hy het hulle geld aangebied. Dis 'n ander storie. Hy weet nie waar God se koninkryk. Maar hy sien dit. Hy soek dit. Hy wil ook die Heilige Gees krag in sy binneste. Smag u ook na die Heilige Gees krag? Amen. Ek was 8 jaar oud gewees, ek sê, Here, ek soek die Heilige Gees krag in my lewe, dit doop die Here my met die Heilige Gees krag in die Heilige Gees, en daarom is nie te jong of te oud vir die Heilige Gees krag in jou lewe, maar dit is 'n noodsaaklikheid om te kry in die Pinkstertyd, maar hy kom met geld, wat sê die woord? Omdat hy nie Johannes 3 vers 3, hy ken nie die plan van God se koninkryk nie. Jesus antwoord en sê vir Nicodemus, jy moet weer voorwaar ek sê vir jou, jy moet weer gebore word, en as jy nie weer gebore word, kan die koninkryk van God nie ingaan nie. Luister mooi. Kan jy die koninkryk van God nie sien nie, skus tog. As jy nie weer gebore word. Simon, wat gebeur in jou lewe? Jy word weergebore. Hy glo Jesus Christus, hy word gedoop. Maar hy smag om deel te word, nie net om te sien wat gebeur, hy wil deel wees van die koninkryk van God. En dit maak die verskil. 1 Korintiërs 2 vers 9-14 sê dit, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Hierdie praat oor die hemel wat eendag wag, nie praat van die nou in ons lewens. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is, behalwe die Gees van God. Ons het evenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dit wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike kan vergelyk. Wat sê dit vir my? Wanneer jy net weergebore is uit water uit, dan redeneer jy soos die mens, ek is nou doop, ek sal pad hemel toe. Hoe baie mense sing dit, I'm baptized, I'm ready and I'm longing to go. Here, ek wil hemel toe, want ek is in die kerk. My naam is in die kerkregister. Ek is 'n nominale Christen. Almal is tevrede. Maar wanneer jy besef wat God voorberei het vir ons, wat vanoggend hier sit,
Vir elkeen van ons het God iets meer voorberei as net staan, opstaan, Bybel lees, bid, huis toe gaan, kerk toe kom. Daar's 'n kragtadige lewe van God se Heilige Gees wat in werking is vir elkeen van ons se lewens. Maar ek moet dit soek. Dis hoe Pinkster se werklikheid is. Dis Pinkster die hemel. Amen. En dit maak 'n verskil. Wanneer jy in die Pinksterkerk kom, dan smag jy na die Heilige Gees, die werking daarvan. Wat sê vers 14? Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is van dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Simon, jy verstaan nie, jy kan nie, die Heilige Gees koop nie. Dit is 'n gawe van God. Dit is kragtadige werking van God se gawe en Pinkster se saak. Dit is 'n kragtadige werking van God. Die gawe van die Heilige Gees, the gift of the Holy Spirit. Hoe was Johannes 3 vers 5 vir my? Jesus antwoord vir Nicodemus. Verily, verily I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Jy kan nie God se koninkryk ingaan as jy uit die water en gees weergebore is nie. As jy net uit water gebore is, sien jy soos Simon gesien het. Jy sien die handeoplegging, jy sien die krag daar werking. Maar wanneer jy uit water en gees gebore word, is jy 'n kandidaat vir die Heilige Gees om jou hand op ander te lê. Wie smag om vir mense te bid? Wie sê jy ek soek die krag en werking in my lewe? Wie smag daarvan by jou werk om op te staan en sê in die naam van Jesus sê ek dit? Wie van julle kan dit sê? Ek onthou by Atlas, die mense praat iemand met my wat by Atlas saamwerk. Sê hulle, onthou jy die Vrydagmiddag toe jy met ons almal gepraat het oor die koninkryk van God? Onthou jy dit? Onthou dit toe jy uitgeroep het as die vliegtuig nie kan vlieg nie, want die onweer is bewolk. Die vliegtuig moet getoets word, dan roep hy, klein Piet kan pray to your God, that God will open the heavens and it place him. Hy het geweet as 'n krag van God wat jy teenwoordig was. En kind van God, Christen, jy kan dieselfde wees. 'n wedergevulde kind van God met die Gees van God in werk in jou lewe. As iemand vir jou siek is, ek dink aan Ina Visser wat jare terug in die gemeente was, Jasper Ina. Sy het later al die kankers gehad, die kant van breinkanker, sy het later, sy het baie kankers gehad, wat sy deurgemaak. Maar Ina Visser was vol van die Heilige Gees. As jy check as woord aan Janine, die mense sê vir my, as iemand sê, dan vraag jy nou, hoe gaan dit met jou? Sy sê klop van die kanker. Maar sy die krag van God in haar. En die mense sê, ag, ek voel nie so lekker vandag, hulle het 'n hoofpyn, 'n bietjie sieker aan. Net daar sê sy, ek bid vir jou nou. Sy lê die hande op en bid verder. Want sy die krag van die Heilige Gees. En dis my smagting vir hierdie gemeente ook, dat elkeen gevul word met die krag van die Heilige Gees. Nie net 'n paar van ons nie. Ek roep dit, jy dan smag daarna, daar's my. Johannes 3 vers 6, want wat uit vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. What is born from the flesh is flesh, of the physical is physical, and what is born of the Spirit is spirit. Soek jy daai gees van God hierso, wil jy sê, ek sê gees gebore kind van God, wedergebore met die krag van God se Heilige Gees. Dis Pinkstertyd, dis tyd om dit te kry in julle lewens. Handelinge 2:38, 39, Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, dat die Here ons God na ons sal roep. Jy is geroep van God om hier te wees vanoggend. Besef jy dit? En God het jou geroep en sê, ek wil jou vul met die Heilige Gees krag werk in jou lewe. Dis nie net vir 'n sekere paar mense nie. Dis vir elkeen wat God geroep het, wil hy die Heilige Gees krag gee. En ek roep dat jy die roepe sal maak. En ek vra u nou, dat dit so sal wees. Wie smaak na die Heilige Gees? Wie vraag soek na die Heilige Gees? Bedoel jy dit?
En hierdie Pinkstertyd, Here, wil ek gevul word met die Heilige Gees krag. Lord, I want the power of the Holy Spirit. Amen. Dat die hele Oosland area, en mense van Pretoria, waar jy ook van vandag van die Kaap af, dat julle sal uitraad, dat sal sê, is nie net Christene, nominale Christen wat rondloop nie, is geesgevulde kinders van God, wat in werking is in ons midde, in ons lewens. Die wat saam wil staan, sê Here, en jy bedoel het jy hart uit, ek soek die volheid van die Heilige Geeskrag in die Pinkstertyd, staan saam met my asseblief. Ek gaan julle vorentoe roep, vir julle te bid, ons gaan dit in die wete doen, nou vanoggend uit jou hand uit, bedoel dit. Terwyl ek gaan bid, met jou hande na die hemel toe, sê Here, ek soek dit. Hemelse Vader, U sien die smagte, wat die man en vrou, jong mense het, na die Heilige Geeskrag. Al het hulle lewenswysens wat gewees, Simon was towenaar verband uit die plan van God se heerlikheid, want toe die evangelie woord hoor, toe sê ek wil dit hê, en hy neem dit aan, hy word gedoop, maar hy sien die kragwerk van God se Gees, hy sê, ek smag daarna, ek wil dit hê, al moet ek geld betaal wat nie reg was nie, maar hy gesmag na die doping en die Heilige Gees, die krag van God, en my gebed is, Heilige Gees, U sien die harte raak, U sien die begeerte raak van die broers, susters, jong mense, wat smag na die volheid van God se Gees in hulle lewens, dat ons 'n verskil kan maak, en in die plek waar ons woon, waar ons beweeg, waar ons werk, waar ons skool toe gaan, by die colleges, universiteite, waar ons betrokke is, dat man en vrou om ons moet weet, hy is nie 'n nominale Christen nie, maar sy geesgevulde kind van God, met die krag van God, met wonders en tekens wat saam praat en saamwerk, wat hulle gevul sal word. Ek roep dit in die tyd. It's the Holy Ghost, the power, and it's keeping me alive. Dit sal ons lese wees in die tyd. Dankie daarvoor, Here. Amen, amen. Pray for us like working, the Holy Ghost and power, and it's keeping me alive. Dankie, dankie.